Kom ons kyk bietjie na 3 terme. So, in graad 10 word daar van jou verwag om obviously te faktoriseer. En een van die opsies om te faktoriseer is 'n 3 term. Nou beide nommer 1 en 2 is 'n 3 term. So, eerstens moet jy altyd net vir jouself kyk, okay, daar is 'n 3 term, daar is 'n 3 term. Maar op die oomblik, wat is die verskil tussen nommer 1 en nommer 2? Sien jy dat voor nommer 1 is daar nie 'n getal nie. So as daar nie 'n getal is nie, is daar 'n imaginary 1. Waar voor nommer 2 is daar 'n getal, daar is 'n 3. So die manier wat jy hierdie twee moet benader is verskillend. Okay, so kom ons kyk eers na nommer 1. Dit is jou makliker vorm. So ek het x kwadraat minus 5x minus 24. Daar is nie 'n getal hierso nie, so ek hoef nie te bekommer erom nie. Want enigiets maal 1 bly daai getal. So 1 maal 2 gee vir jou 2. 1 maal 3 gee vir jou 3. So 1 maal 24 gaan ons net vir jou die 24 gee. Alright, so hoe begin ek? Ek weet dat eventually my antwoord gaan ek 2 hakies moet hê. Die eerste ding wat ons wil weet is, alright, wat gaan die teken in my hakie wees? So om dit te bepaal, kyk ek na die teken voor my konstante. So voor my konstante het ek 'n minus. Nou die enigste manier hoe jy 'n minus in 'n som kan kry, is as daar 'n plus is en 'n minus. Dit maak nie saak in watter hakie jou plus is en wat se in jou minus is nie. Solank een hakie plus is en 'n ander hakie het 'n minus. So dis die eerste ding wat ek doen. Sorteer my tekens uit, een hakie moet plus wees, een hakie moet minus wees. Volgende ding. Die feit dat ek hierso net 'n x het, geen getal nie, beteken ek kan klaar vir elke hakie 'n x gee. Want wat gaan x mal x vir my gee? X mal x gaan vir my x kwadraat gee. En dis presies wat ek hierso gehad het. Alright. So, ons gaan nie verder worry nie. Nou, die getal wat ons hier agter sit in ons hakie, kom van ons laaste getal af, ons konstante. So in hierdie som is my konstante 24. So kom ons vat gou 24 en ons deel hom op. Wat maal wat gee alles vir my 24? Alright, ons eerste opsie is obviously 1 maal 24. En net soos ek kan sê 1 maal 24, kan ek dit ook omdraai en sê maar 24 maal 1 gee ook vir my 24. Wat maal wat gee nog vir my 24? 2 maal 12. Net so kan ek hom omdraai ook en sê 12 maal 2. Wat van 3? 3 maal 8 gee vir my 24. Net so kan ek hom omdraai en sê maar 8 maal 3 gee ook vir my 24. 4 maal 6 gee vir my 24. Net so kan ek hom omdraai, en sê 6 maal 4 gee ook vir my 24. Alright, so dit is al die faktore wat ek kan gebruik om vir my 24 te gee. Alright, nou beweeg ons terug na ons tekens toe. Ons het gesê, een hakie moet plus wees, een moet minus wees. So kom ons maak al hierdie getalle plus, en al hierdie die minus. Kom ons werk dit gou uit. Wat is 1 minus 24? Dit gee vir my minus 23. Right, wat van 2 minus 12? 2 minus 12 is minus 10. 3 minus 8 is minus 5. 4 minus 6 is minus 2. Dit is dieselfde aan hierdie kant. Ons maak al ons linkerkantste getalle positief en al ons regterkantste getalle negatief. Kom ons werk hulle gou uit. 24 minus 1 gee vir my 23. 12 minus 2 gee vir my 10. 8 minus 3 gee vir my 5. 6 minus 4 gee vir my 2. Sien jy dat die getalle dieselfde is? My verskil is die teken. Hierdie kant om is hy negatief, hier is hy positief. Hier is hy negatief, hier is hy positief. Alright, so daai is al my moontlike opsies. So wat se getal soek ek? Ek soek minus 5x. So watter een van hierdie opsies het vir my minus 5 gegee? Plus 3 minus 8. Dit beteken my een hakie gaan wees plus 3
en my ander hakie is minus 8. Hoe werk dit uit? Want x mol minus 8 gaan word minus 8x en 3 mol x gaan word plus 3x. En wat is minus 8x plus 3x? Dit geef my minus 5x, my middelterm. En laastens kan ek dit ook toets. As ek daai 3 met daai minus 8 maal, kry ek minus 24, wat my laaste term was. Right, so daar het jy nou net jou 3 term gefaktoriseer. So jy begin met jou tekens, dan beweeg jy aan na wat staan voor my x kwadraat. In hierdie geval was dit net 'n 1. So ek daar's net 'n x in elke hakie. En dan beweeg ek aan na my groot getal, my konstante wat 24 is. Ek kyk wat is die faktore van 24. En as ek die faktore van 24 plus of minus, wat se 1 geef my middelterm wat minus 5 was. Alright, so dis nommer 1. Dit is jou eenvoudige 3 terme. Nou kom ons kyk na jou moeiliker 3 terme. So my moeiliker 3 terme het ek nou 3x kwadraat minus 7x plus 12. Dit begin dieselfde. My enigste vangplek is die feit dat daai nou 'n 3 is. So as ek hom highlight, net so wat ons onthou van hom. Nou, ek gaan nog steeds 2 hakies moet hê. Ek doen nog steeds my tekens eerste, want die tekens bepaal alles. So die feit dat daai 'n plus is, sê vir my, die enigste manier hoe ek 'n plus kan kry, is as altyd my hakies negatief is, of as altyd my hakies positief is. Alright. Nou, die feit dat daai 'n minus is, die enigste manier hoe ek 'n negatiewe getal kan kry, is deur 'n negatiewe teken. So as daai dan 'n minus is, beteken al twee hakies moet 'n minus hê. Maar weer eens, waarna het ek eers gekyk? Ek het eers gekyk na die teken voor my konstante. Alright, ons weet al twee hakies moet nou 'n minus hê. Nou beweeg ons aan. Alright, ek wil weet, wat gaan die getalle in my hakies wees? Nou in die vorige som was dit maklik, want 1 mal 24 gee nog steeds my 24. So ons het nie nodig om verder te worry oor nie. Maar as ek kyk na hierdie som, daai 3 mal met daai 12, gaan nie vir my 12 gee nie. Wat gaan 3 mal 12 vir my gee? Het gaan vir my 36 gee. So in hierdie geval gaan ek moet werk met 36 en sy priemfaktore kry. So as jy 'n getal vooraan jou x kwadraat het en 'n konstante, dan maal jy die twee met mekaar saam. Alright, so kom ons gaan kry die faktore van 36. Wat maal wat gee alles vir my 36? So ek moet gou terug gaan na my som toe. Sorry, hierdie moet nie 12 wees nie, dit moet net 2 wees. Ons recap net gou, daai moet 2 wees. So in plaas van 3 mal 2, 12 gaan wees 3 mal 2 en 3 mal 2 is 6. Okay, so verwyder net die ander deel. Alright, so 3 mal 2 geef my 6. So ek gaan nou die faktore van 6 kry. So wat mal wat gee alles vir my 6? Alright, 1 mal 6 en 2 mal 3. Weens jy kan hom omruil ook en sê 6 mal 1, 3 mal 2. Alright, wat gaan my tekens wees? Altyd my tekens is negatief. Alright, so hulle almal moet negatief wees. Wat is minus 1 minus 6? Dit gee vir my minus 7. Minus 2 minus 3 gee vir my minus 5. Minus 6 minus 1 is minus 7. En minus 3 minus 2 is minus 5. So daai en daai gee vir dieselfde antwoorde, omdat hulle tekens dieselfde is. So is eintlik nie eers nodig om hom 'n tweede keer te doen nie. Okay, ek soek minus 7x. So watter een van hierdie opsies gee vir my minus 7? Minus 1 en minus 6. Alright, so nou weet ek, daai 2 gaan my middelste term vir my gee. Minus 1x, minus 6x, gaan vir my gee, minus 7x. Nou moet ons net bepaal, okay, maar hoe gaan ek al hierdie goeie saam in my hakies sit, dat as ek dit uitmaal, ek nog steeds my 3x kwadraat kry, dat ek nog steeds my minus 7x kry, en ek nog steeds my positiewe 2 kry.
So ons gaan en ons trek vir ons wat ek noem 'n venstertjie. Okay, so daar trek ek my venstertjie. In jou eerste blokkie van jou venstertjie sit jy jou eerste term. So my eerste term was 3x². In die laaste venstertjie van jou huis sit jy jou laaste getal, wat positief 2 was. So jy kan omskryf as 2 of as plus 2. En in die middelste venstertjies sit ek my 2 middelste getalle. My een middelste getal is minus 1x en my ander middelste getal is minus 6x. Okay, so sien jy jou venstertjie. So nou moet jy gaan en jy moet nou hierdie gaan faktoriseer. So ons faktoriseer altyd afwaarts. So ek gaan vir myself vra, ek het 3x² minus 1x. En hierso het ek minus 6x plus 2. Wat is gemeenskaplik tussen wat is gemeenskaplik tussen 3x² en minus 1x? So 3x², as ek hom moes opbreek, gee ons my 3 mal x mal x. Minus 1x is dieselfde as 1 mal x. So wat het hulle twee in gemeen? Die feit dat hulle al twee 'n x het. So ek gaan daai x uithaal en ek gaan my hakie maak. So as ek daai x uithaal en ek haal daai x uit, waarmee bly ek oor? Ek bly oor met 'n 3x minus 1. 'n 3x minus 1. Okay, nou kyk ons na hierdie kant. Belangrik, sien jy daar is 'n minus tussen hulle. So hier moet nog steeds 'n minus wees. En as daar minus is, beteken dat daai teken in die hakie gaan ook moet verander. Alright, so ek het 6x, die priemfaktore van 6, geef my 2 mal 3, en dan mal my x, en 2 is net 2 mal 1. Wat het hulle twee in gemeen? Die feit dat hulle al twee 'n 2 het. So ek haal my 2 gemeenskaplik uit, en ek maak my hakie vir wat oorbly. So as daai 2 weg is, en daai 2 is weg, waarmee bly ek oor? 3 mal x, wat vir my 3x gee, 'n plus, wat nou moet omruil, so hy word 'n minus, want onthou 'n minus, mal 'n minus, gaan weer vir my die plus gee, wat ek oorspronklik gehad het. Alright, so dis hoekom die teken moet verander. Okay, so daai minus, en dan hier bly ek oor met 'n 1. En wat sien ek nou? Sien jy dat daai hakie, en daai hakie, is dieselfde? Wat beteken ek gaan hom nou net een keer skryf. So ek haal hom uit en ek haal hom uit. So waarmee bly ek dan oor? 'n x minus 2. En daar het ek hom vereenvoudig. So ek het 3x minus 1 en ek het x minus 2. Kom ons toets hom. Is hy reg? Right, kom ek vra myself, wat is 3 mal x? 3x². Great, dis wat ek gehad het. Wat is 3x mal minus 2? Dit gaan my gee minus 6x. Wat is minus 1 mal x? Dit gee vir my minus 1x. Wat is minus 6 minus 1? Dit gee vir my minus 7x. Great, dis wat ek daar gehad het. En dan laastens, wat is 1 minus 1 mal minus 2? Minus 1 mal minus 2 gee vir my positief 2. En dis wat ek daar gehad het. Alright, so dit is hoe jy 'n kwadratiese 3-term oplos. Ek gaan nog 2 video's maak, of nog 'n video oplaai waar ek nog 2 somme gedoen het met 'n kwadratiese 3-term. Maar dit is belangrik eerstens dat jy die verskil kan sien tussen die twee. Wat gebeur as daar niks vir daai x² is nie? So imagine jy die 1, dan sien jy net straightforward, kry jy priemfaktore, of die faktore van daai getal, sit hom in. Hierso, as daar 'n getal is, moet jy eers hulle saam maal, en dan werk ons verder. Alright.